Nou vriende, goeiemôre, ons is die Here en ek dankbaar dat ons andermaal weer kan saam wees rondom sy woord. Die gebed van my hart is dat die Here vir ons baie ryklik sal seën met die oordeenking van vanmôre en dat ons harte gerig sal word in hierdie waarheid en dat ons vanmôre sal bid, Here, open my oë dat ek kan sien die wonders uit U wet. Ons is tans besig met die gedagte van dankbaarheid as uitvloeisel van ons redding. Ek het vir u gesê ons gaan in hierdie week baie klem lê op die gedagte van dankbaarheid omdat ons van so groot ellende en van so groot straf verlos is. Vir u gesê, dit is 'n groot probleem in ons dag en tyd, dat kinders van die Here nie meer dankbaar is nie. Ons sien al die swart en al die lelik en al die uitdagings en al die hartseer en die pyn en die droefheid en die tekortkominge en ons lewe baie keer soos die wêreld, in 'n morbiede neerslagtigheid. Ons lewe met hierdie weerstand in ons harte, baie keer met aggressie, kla, murmureer, is ondankbaar. En ek vir julle sê, as kinders van die Here moet ons skynende lig in hierdie donker wêreld wees. Ons moet anders te wees as die wêreld. En die groot motivering, die dryfveer agter ons dankbaarheid, is omdat ons terugkyk na die groot verlossingswerk wat God in Christus vir ons kom doen het. Die feit dat ons verseël is met die Heilige Gees. En ons gaan vanmôre aangaan met Psalm 103. Ons gaan vanmôre kyk na vers 10 tot 13. Dan staan hy handel met ons nie na ons sondes en vergeld ons nie na ons ongeregtighede nie. Want so hoog as die hemel is bo die aarde, so geweldig is sy goedertierenheid oor die wat hom vrees, so ver as die ooste verwyder is van die weste. So ver verwyder hy ons oortredinge van ons, soos 'n vader hom ontferm oor die kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom vrees. So ons gaan vanmôre aangaan, vriende, ons is besig om hierdie tweede deel van die Psalm te hanteer. Die eerste deel het gaan oor persoonlike dankbaarheid, en in die tweede deel het ons gesien gaan oor hierdie gedagte dat Dawid so 'n bietjie terugkyk in die verlede, hoe die Here sy volk gedra het, hoe die Here homself geopenbaar het aan sy volk, en hoe die Here ook vandag hom openbaar aan ons deur sy woord. En dan sien ons verder tot by vers 13, hoe die Here dan ook in genade handel met ons. Die Bybel sê, hy handel met ons nie na ons sondes nie, en vergeld ons nie na ons ongeregtighede nie. So wat bedoel die Bybel as die Here dit vir ons sê? Vriende, as ons moes ontvang het wat ons verdien het, sou ons almal verlore gegaan het. Dis die eenvoudige verklaring van hierdie vers. Die Bybel sê vir ons baie duidelik, hy handel met ons nie na ons sondes en vergeld ons nie na ons ongeregtighede nie. As ons moes ontvang het wat ons verdien het, sou ons almal in die poel van vuur beland het. U sien, dit is die definisie van genade. God hou terug wat ons verdien, dit is die straf van ons sonde, die regverdige straf vir ons oortredinge teenoor hom, en hy gee ons wat ons nie verdien nie, en dis die ewige lewe. Hy gee ons uit genade hierdie wonderlike verlossing. En daarom sê Johannes, uit sy volheid het ons ontvang genade op genade. Soos u vandag wil pla of murmureer of wat ook al in u lewe, dan wil ek jou vra, staan vir 'n oomblik stil en sê, ek wil vir 'n oomblik dink as kind van God, waaroor kan ek dankbaar wees? En hier, vriende, is 'n geweldige groot punt om oor dankbaar te wees. Dat die Here nie met ons handel na ons sonde en ongeregtighede nie. Hy gee ons nie wat ons verdien nie. Hy gee ons nie straf nie, maar hy gee ons vergifnis, hy gee ons genade, hy gee ons die ewige lewe. Wat 'n wonderlike, genadige en barmhartige God. En dan is daar twee pragtige gedagtes. So hoog as die hemel is bo die aarde, so geweldig is sy goedertierenheid oor die wat hom vrees, so ver as die ooste verwyder is van die weste, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons. So wat kom doen koning Dawid hierso, vriende? Hy gebruik hierdie uiterste beelde om vir ons God se vergifnis te beskryf. As ons dink, die afstand tussen die hemel en op aarde is eintlik 'n onmeetbare afstand. As ons vat die hoogste hemel waar God woon, niemand weet waar dit is nie, niemand kan daarby uitkom nie. En dan ook die gedagte, as ons kyk, daar is nie 'n oos en 'n wespool nie. So hierdie twee kom nooit by mekaar uit nie. Dit beteken as God ons vergewe, verwyder hy ons sonde heeltemal uit sy rekord. Dis finaal, dis 'n vergifnis wat die Here ons gee. Hy gebruik hierdie uiterste beelde om vir ons 'n groot waarheid in ons harte te laat insink. En dis ons kan verstaan hoe groot sy liefde en sy vergifnis vir ons werklik is. En vriende, as dit u nie aanspoor tot 'n lewe van dankbaarheid nie, dan weet ek nie wat ek kan doen om u aan te spoor tot dankbaarheid nie. Want u sien, as ons dink aan ons sonde en wat dit verdien, dan bring dit 'n dankbaarheid in my hart dat ek nie kry wat ek verdien nie,
maar die Here gee vir my genade. En hy gebruik hierdie beelde om my hart te versterk, dat ek ietsie kan begryp, so puntjie van die ysberg kan verstaan, van God se genade, sy liefde en barmhartigheid oor my. En dan gebruik die Here nog 'n pragtige beeld. Hy sê soos 'n vader hom ontferm oor die kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom vrees. Vriende, hierdie gedagte wil eenvoudig vir ons uitbeeld. God se verhouding met ons is 'n intieme verhouding. Dis 'n persoonlike verhouding. Vriende, ons sien hierso dat God word vergelyk met 'n liefdevolle aardse vader, wat sy kinders se swakhede verstaan en hulle met deernis hanteer. Baie belangrik, die wat hom vrees, beteken diegene wat hom met diep respek en eerbied dien. Die wat besef, hy is God en ek is mens. En ag vriende, dit is alleen kinders van die Here wat hierdie verstaan kan hê. Jy sien, as die wêreld hoor, ons moet God vrees, dan sê hulle, maar dit is 'n vreemde gedagte. Hoe kan ek iemand lief hê en hom vrees? Ons as eenvoudige stofwurms, mense wat uit genade gered is, besef hoe groot God is. Ons besef hoe nietig ons is. Ons te heilige vrees vir God, omdat ons weet, hy is heilig. Hy is afgesonder van ons. Hy is absoluut uniek in sy wese. En ons is sondig en elendig en in diepe afhanklikheid van sy genade oor ons. En dit bring in 'n mate 'n vrees by ons. En Christus kom lê hierdie vrees te ruste. In die gedagte dat hy ons sonde vergewe, dat hy ons smart gedra het, dat hy vir ons die dood, die hel en die graf oorwin het. En ag vriende, hierdie vrees en hierdie diepe liefde wat ons vir God het, help vir ons om elke dag voluit te lewe. Kyk hierdie pragtige beeld. 'n Vader wat hom ontferm oor sy kinders, wat lief is vir sy kinders, wat vir sy kinders sorg, wat deernis het met hulle swakhede. So vergelyk die Here ook sy verhouding met ons as sy kinders. Hy's 'n liefdevolle Vader. Waarom is ons dikwels so bang vir hom? Kom ons nader met vreugde en met blymoedigheid en met dankbaarheid en sê, Here, ek begin ietsie verstaan van u groot liefde vir my en daarom is daar 'n dankbaarheid in my hart dat ek tot u kan nader in die gebed dat Christus my die weg gebaan het en Here, nou wil ek met dankbaarheid gaan leef in die wêreld hier buitekant om vir ander te sê wat 'n wonderlike Vader hy is. Jy weet, ons is so besig om met moeds en moenies en smaak my, raak my, roer my nie aan goed besig te wees en vir mense te sê, jy mag nie dit nie en jy mag nie so nie en jy moenie daarheen gaan nie en jy mag nie dit doen nie. Dat ons vergeet, vriende, dat God die Heilige Gees wat ons kom wederbaar, is die een wat ons leer hoe groot en omvangryk God se liefde vir ons is en dit bring outomaties 'n lewe van heiligheid en toewyding en dankbaarheid aan die Here. Daarom wil ek jou vra vanmôre, kan jy vanmôre sê ek lewe 'n lewe van dankbaarheid, want dit is 'n uitvloeisel van die dankbaarheid oor my redding. Dat ek uit my sonde en ellende gered is en dat ek ietsie verstaan van God se liefde vir my, dat hy my sonde so vergewe dat hy nooit meer daaraan dink nie en dat hy my liefhet soos 'n vader sy kind liefhet en dat hy my trek met koorde van liefde. Ek het nodig om vanmôre te buig voor die Here en vergifnis te vra vir ons sonde waar ons dikwels ondankbaar is en vir die Here te vra, leer my by hernuwing, opnuut, miskien vir die eerste keer, dat dankbaarheid 'n uitvloeisel is van redding en dit beïnvloed alle sfere van my lewe. En ag Here, help my om so dankbaar te lewe. Ons sal volgende week aangaan met die res van hierdie Psalm, wanneer ons by die derde deel gaan stil staan. Dit gaan oor ons verhouding met hierdie heilige God, die God wat in die ewigheid woon, wat in ons harte kom woning maak deur sy Gees, en ons gaan die res van die versies hanteer. En die gebed van my hart is, vra die Here om jou gees en jou hele wese te amper sê te beïnvloed, aan te raak met 'n lewe van dankbaarheid, om hom te eer, omdat hy so groot en wonderlike verlosser is. Vriende, groete vir u, mooi dagie verder te raak.